Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Te sien vandag en hierso te hê, ek bly julle is hierso en dat julle gekies het om vandag hierso saam met mede kinders van die Here in ons geestelike huis te wees soos ons vandag nou al gehoor het. So ek hoop julle is ook bly julle is hier. Okay, Tel die Here is groot. Ek is baie excited oor vandag. Ek is opgewonde oor hierdie laaste paar weke. Dis ons laaste amptelike reeks vir die jaar. Kan julle dit glo? Ek meen ons nog 'n Kersreeks wat ons gaan doen wat rondom Jesus se geboorte sentreer, maar dis die laaste reeks vir die jaar. En ek wil regtig hê dat dit moet definitief nie die minste wees nie en definitief wil ons uitgaan met 'n bang en aan die einde van hierdie jaar wil ons jou kom inspire. So almal wat aanlyn ingeskakel is, ons het 'n lekker aanlyn community wat altyd deel is daarvan, so baie welkom ook vir julle. Ons is so dankbaar dat julle deel is van dit. So julle, ek wil eerstens gou vra, nee, voordat ons indelf vandag, wil ek vir julle vra, wie van julle ry 'n Toyota? Okay, jy hoef nie uit te gaan buite toe nie, moenie. Ek sien dadelik almal is gestres. Hoekom vra jy? Nee, dis hoekom ek vra. Steek gou weer op dat ek dit sien. Ja, okay, so voordat ons indelf gaan ek hierdie volgende advertensie vir ons wys en julle wat Toyotas ry gaan van hierdie advertensie hou. So ek kon ongelukkig nie 'n Ford klip kry op YouTube nie, behalwe mense wat oor olie lekker klaan. So dit dink ek nee, dit gaan 'n demper op die diens sit. So sorry daaroor, maar die Toyota mense gaan hierdie ene baie geniet. So julle ken mos die advertensie wat nou baie keer op die TV is. Dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Ja, nou dis die advertensie voor daai ene. So dis baie kort en kragtig. So kom ons kyk gou die advertensie en dan gaan ons injump. Is julle reg? At Automark, we don't do shortcuts. Trust Automark and get a Toyota certified pre-owned vehicle that's new to you. Daar sê, so toe ek hierdie klip sien op die TV die eerste keer toe ek dit sien, julle kan die house lights aanhou, toe dink ek so aan die meeste Christene. Ek dink toe so aan die meeste volgelinge van Jesus en ek dink, wow, ek moet eerlikwaar sê, meeste of baie Christene wat ek ken, is presies soos hierdie ou. Ons is ninjas daarmee om checkboxies te tik as Christene. Ons is absoluut next level daarmee om lysies af te merk en af te tik as Christene. En my 42 jaar wat ek in die kerk al is, amper 42 jaar in die kerk, het ek gesien Christene is baie goed hiermee. Volgelinge van Jesus love it om lysies af te tik en nog meer as dit, is die meeste Christene wat lysies aftik, hou gewoonlik glad nie van mense wat nie die lysies aftik nie. En hulle hou nie daarvan dat mense dit nie doen nie en hulle voel gewoonlik antagonisties baie oor en teenoor mense wat nie die boksies tik nie. So, dit is ongelukkig die realiteit wat ek gesien het en dalk het jy dit ook al gesien vandag soos jy hierso sit. Nou, as ons eerlik is met onsself, dan moet ons vandag sê dat die meeste van ons wat hierso sit, hou daarvan om boksies te tik oor die algemeen. Daar's iets bevredigends daaraan om 'n boksie te tik. Wie stem saam met my? Daar's iets bevredigends. Dink aan jou huis of aan kaste of jou werk of iets. Dis lekker om ting soos daai ouetjie te maak net. Ting, ek het dit afgetik. Daar's iets nice. Voel so half asof jy gearriveer het. Jy voel so half soos 'n ninja, nee? Jy voel so half, weet jy wat, ek het 'n sense of accomplishment wat ek beleef. Ek het goals, doelwitte bereik. Ting, ek het dit afgemerk. So, wat ek wil hê ons moet doen, is toe jy ingestap het hierso, ek hoor hier's nie genoeg lysies nie, maar toe jy ingestap het elkeen van ons so 'n briefie gekry, of meeste van ons het so 'n briefie gekry, nee? So op hom staan die Christen checklist. Jy kan hom nou uithaal.
En as jy nie een het nie, kan jy na die mense langs jou sin kyk en vir hulle sê wat dink jy is hulle sin. Jy mag afkyk, sê vir hulle as jy dink, jy jok, jy bid nie. Okay. Mans en vrouens kan dit dalk share en dan kan jy dit vir ander mense gee wat net nie. Jy het 'n potlood ook gekry. So wat ek wil hê in die volgende paar minute wat jy moet doen is, ek wil hê jy moet daai lysie uithaal, dis daar staan Christen checklist, en dan wil ek hê jy moet nou elke een van daai blokkies moet jy aftik, daai checkboxes moet jy tik wat waar is van jou lewe. Okay, kom ons doen dit gou-gou, en dan gaan kyk jy aan die einde, hoeveel het jy getik, en dan skryf jy jou getal onderaan, whatever uit 10 uit, 'n punt uit 10, gee dit vir jouself. Okay, so kom ons doen dit, jy het 'n paar minute, wel, 'n paar sekondes om dit te doen. Dit behoort jou nie lank te vat nie. Moenie te veel dink oor nie. Moenie jok in die huis van die Here vandag nie. Die Here sien wat jy invul daar. Behoort jou net 'n paar sekondes te vat. En die wat nie een het nie, ekskuus daaroor. Die julle wat aanlyn is, ons kan op na die tyd vir hulle sit, maar weet nie of dit gaan nodig wees nie. Ja, julle wat aanlyn kyk kan dalk sommer vir die mense net by julle sê, kom ons kyk bietjie, wat is die top 10 goed wat ek doen as Christen? Vat jy tyd, ons nog so 'n paar sekondes. By the way, ek gaan dit nie inneem nie. So jy kan maar eerlik wees. Ek gaan nie dit doen nie. Ek sien hier's 'n paar tannies wat sê, vul in, tik. Jy lees die Bybel nie. Dat sê ek dink almal behoort seker klaar te wees teen hierdie tyd. Okay, so het jy jou score geskryf? Almal julle scoring gedoen, 'n punt uit 10 uit. Die onderwysers hier gaan hierdie love. As jy onderwyser is wat die eerste keer vandag hier is, ek weet jy sê ek love hierdie kerk, dit maak dit sin. Okay, so jy het 'n punt uit 10 uit vir jouself gegee. Nou wil ek vra, wie van julle wat hier sit, nê, het tussen 8 uit 10 en 10 uit 10? Steek julle hande op. Woehoe, geef julle self 'n handeklap. Ja, okay, great. Wie van julle het tussen 5 en 8 uit 10 of 7 uit 10? Steek gou julle hande op. Okay, julle klomp van ons ook. Goed, nou wie het onder 5 uit 10? Steek julle hande op. Ja, hier so 4 van julle. Nou weet ek wie bid nie by die Spur nie. Ja, klomp nie Spur bidders. Okay. Papa, ons moet bid. Ja, maar ons in die begin van die maand val die groceries gebid. Ons hoef nie nou weer vir die Here te bid teen die Spur nie. Ken daai triks, nee. Nou ja. So iemand wat dalk sit tussen 8 en 10 uit 10 het, sal dalk sit en sê, "Yes, nee, ek dink ek is awesome. Ek dink ek het gearriveer. Dit voel great, nee." So dis regtig cool om te sien ek is so awesome en ongelooflik. En iemand wat dalk miskien onder 5 het, die wat daar is, sit dalk hier en dink, "Jog, weet jy wat, ek moet harder begin werk. Ek moet meer effort begin insit. Ek moet 'n groter effort insit om meer boksies te begin tik. Ek sal iewers moet begin bykom in die lewe." Nou het jy geweet, in die eerste eeu se Judea, die eerste eeu se Israel, was daar soveel mense gewees wat presies dieselfde gedink het as wat jy dalk dink vandag. Jy wat dink ek moet boksies tik, ek moet bykom, ek moet meer effort insit, ek moet meer regmerkies kry. Dis presies so soveel mense in daai eerste eeu se Judea gedink het. Inteendeel, hierdie checkbox, lysies afmerk, godsdienstige stelsel het geloop so stroop daai tyd. En die Fariseërs, Sadduseërs, skrifgeleerdes, hulle was mense gewees wat regtig alle effort ingesit het om hierdie bus se wiele te laat rol en hierdie ding well in alive te hou. Hulle het al die regte goed gesê godsdienstig. Hulle het al die regte goed gedoen. Hulle het al die regte goeders gedink. Hulle het al die regte boksies getik. Dit was great gewees vir hulle. Maar hulle het geen persoonlike verhouding met God gehad nie. Daar was geen persoonlike verhouding met God gewees en Jesus het dit op 'n stadium gesê. Hy het gesê hulle is witgepleisterde grafte. Dit lyk so mooi, dit lyk so beautiful die ou grafsteen, beautiful, maar binne-in is daar net doodsbenere. Al hierdie boksies getik en hulle was nie naby God gewees nie. En mense dink, hoe is dit moontlik om religiously al hierdie boksies te tik, al die regte goed te doen? En by the way, hulle het 613 boksies gehad om te tik. En dan vir die van het hulle nog 'n klomp 100 bygesit, wat hulle op interpretasies van hierdie 613 net vir van bygesit het om te onderhou. Hulle het huge checklists gehad. Het was vir hulle great gewees om hierdie te doen.
Hoe is dit moontlik dat jy al die goed aftik en nie 'n verhouding met die Here het nie? Kom ek sê jou, dis moontlik om alles te doen. Dis moontlik om uiterlik al die regte goed te doen, soos daai boksies wat jy getik het, nou is moontlik om al daai goed te doen, en nie 'n persoonlike verhouding met God te hê nie. Hier's mense vandag in hierdie plek, het alles getik op hy lys, maar daar's nie 'n verhouding met die Here vandag nie. En dis presies waar die mense in daai tyd was. En almal was moeg geweest en almal was moedeloos geweest en die fariseërs was eintlik mean en miserable en dit was sleg geweest want mense was in totaal en al vuisfoos en moeg vir hierdie checkbox godsdienstige stelsel wat hulle net moes boksies tik die hele dag en die fariseërs het dit op hulle afgedwing. Hulle moes dit doen. Ons siek en sat vir die prentjie geweest. En almal was net miserable. Maar toe kom wonderbare Jesus. En wonderbare Jesus kom en hy kom verander die prentjie. Vir eens en vir altyd. En Jesus begin teach met authority. Jesus begin praat en elke keer as Jesus oor godsdienst praat, elke keer as Jesus oor God praat, elke keer as hy oor geloof praat, dan kom doen hy twee goed. Hy kom challenge elke persoon se paradigma, se prentjie, se worldview wat hulle oor God het. En hy sê ek kom challenge jou met hierdie prentjie, die manier hoe jy met God relate, die manier hoe jy oor God dink, die manier hoe jy hom approach en hom benader. Hy kom challenge daai prentjie. En die tweede ding wat hy kom doen, elke keer as hy oor God of geloof of geestelikheid praat, dan kom hy en hy begin vir mense splinter nuwe prentjies gee van hoe God is en wie God is en hoe hy lyk. En hy vertel vir die splinter nuwe geef hulle die splinternuwe prentjies van hoe hulle oor God kan dink en oor geloof en oor geestelikheid. En van Jesus se grootste hits, julle sal dit ken, van die grootste prentjies, sy grootste treffers wat hy van oor gepraat het in die Bybelse tyd, en daai tyd met al die mense in 'n checkbox geloof, kultuur, is hy eerstens gesê God is soos 'n vader en ons is soos sy kinders. En hy is soos 'n pa wat by die hek staan en wag vir sy verlore seun. Wil jy weet hoe is die vader? Sê tik 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 nee, wil jy weet hoe is die vader? Hy's 'n pa wat wag by 'n hek. Dag in dag uit, kyk in die verte, sien ek nie my seun aankom nie. Hy sê, kom ek vertel julle verder, hy's 'n wynstok en julle is die lote. En hy is die stammetjie en julle is die takkies en julle moet connected wees aan hom, julle moet abide in hom en soos julle aan hom vas is en hy en julle begin die lewenssap deur julle vloei. En deur net connected te wees met hom, begin die vrug uitkom en begin jy groei en is daar flourishment wat plaasvind daarso. As ek kom ek gee julle nog 'n woordprentjie as julle wil weet wie God werklik is. Hy is 'n herder en julle is skape. Ek is die goeie herder en julle is my Vader se skape. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hy tel die skape op. Hy sal gaan en hy sal 99 skape in die kraal los, hierdie goeie herder. En hy sal gaan en daai een skaap gaan soek, om uit die hele wêreld kriskros om hom te kry. Dit is wie hy is. En elke keer as Jesus sy mond oopmaak, kom verander hulle paradigma oor wie God is, wat geloof is, wat godsdienst is. Hy kom challenge hierdie hele checkbox godsdienstige system. Hy challenge dit alles. En hy kom gee vir hulle splinternuwe prentjies van wie God is en hoe hulle met die Vader kan relate. Maar hulle weet, daar's een prentjie, daar's een van hierdie woordprentjies wat Jesus gebruik, wat amazing is, wat hy meer as al hierdie ander gebruik, en hierdie prentjie vat hy reg deur al 4 die evangelies, al 4 die skrywers van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, almal gebruik hierdie prentjie van Jesus. En hierdie is 'n super gewilde prentjie wat Jesus dan gebruik, en hy is mal daaroor om dit te gebruik. En dis die prentjie wat ons in hierdie reeks by gaan stil staan. Die meeste van ons tyd die volgende paar weke rondom gaan sentreer, nê. En daai prentjie wat hy die meeste gebruik is 'n prentjie wat ons in een woord opsom. Kan ek hom vir julle gee? Kyk, hier is hy, dis die woord. Okay, sy sê hy's op pad. Okay, dis die woord volgeling. Sê gaan vir die ou langs jou volgeling. So die woord prentjie wat Jesus die heel meeste regdeur 4 evangelies gebruik, is die woord volgeling. Hy gebruik hierdie prentjie van 'n volgeling, en hierdie is 'n prentjie wat op elke een van ons van toepassing is. Hierdie prentjie volgeling is 'n prentjie wat almal van ons insluit. Of jy 'n nie-Christen is, of jy 'n nuwe Christen is, of jy 'n ou Christen is. Hierdie woordprentjie geld vir elkeen van ons. Dit is so 'n relational prentjie.
En elkeen wat vandag hier sit, kan met hierdie prentjie relate. En Jesus gebruik hierdie prentjie van die begin van sy ministry af, en hy werk om sommer van die woord goue werke in. So, en ons gaan vandag, en vir die res van die week gaan ons kyk na wat dit werklik beteken, om hierdie prentjie in ons lewens te sien uitspeel ook. So, wat vir my so amazing is Matteus, een van Jesus se disippels, skryf van 'n ongelooflike encounter wat hy met Jesus gehad het, en wat vir my interessant is hierdie verhaal wat ons vandag nog gaan kyk in die Nuwe Testament uit die boek Matteus uit, wat Matteus geskryf het, praat Matteus van homself. So dis 'n tipe van autobiografie, en hy verwys na homself in die derde persoon as Matteus. So as ons hierdie lees, Matteus skryf dit van Matteus. Okay, so is julle reg om in te delf saam met my? Is julle gereed? Right, nou kom ons kyk, ek hoop hierdie skerm is gereed. Daar is die woord, wonder, laat hy weer weg. Okay, maar julle het dit volgeling. So, hier is Matteus 9 vers 9. Lees hom saam met my. Toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus. Nou Matteus skryf dit van Matteus. By die tolhokkie sit. Hy sê toe vir hom, kom, word my disipel. Matteus het opgestaan en Jesus se disipel geword. En jy lees die Bybel en jy blaai om en so 'n disipel geword, nice, dis tog 'n disipel. Maar hy's 'n groot deel wat ons moet indelf vandag heen. Is 'n deel wat ons mis hierso vandag nie. Nou, as ons teruggaan na wie Matteus was, dan is hierdie ongelooflik profound. Want Matteus was nie jou doodgewone kerkoukie gewees nie. Hy was nie 'n gewone suster by die kerk nie. Verstaan, hy was nie 'n kerkmannetjie gewees nie. Inteendeel, hy was 'n baie gehate persoon gewees. Hy was 'n super ongewilde persoon gewees. Hoekom? Want Matteus het vir die Romeinse ryk gewerk en hy het vir die Romeinse ryk belasting ingesamel. Hy het dit by sy eie mense, die mede-Jode, het hy dit ingesamel en dan het hy die geld gevat en vir die Romeine gegee. So, hy was 'n persoon gewees wat by sy eie mense gevat het en vir die Romeine gegee het en hy was glad nie gewild gewees. Hy was nie 'n hit in hulle dorp gewees nie. Teenoor, ek dink party mense sou eerder 'n hit wou kry op hom en hom wou uithaal, maar dan sou net iemand anders die plek gevul het. So hulle het seker nou maar nie gedoen nie. So in ons taal kan jy sê hy was 'n verraaier gewees. Hy was 'n uitgeworpene gewees. Hy was 'n boereverraaier of 'n boereverneker, nee. Hy was 'n sell-out gewees, nee. Ek dink dan 'n paar voorbeelde, dink ek, wow, ek kan dit definitief nie noem hier van vooraf vandag nie. So ek gaan nie hedendaagse voorbeelde noem nie. Maar dit is wie hy was, nee. En mens wonder, hoekom was dit so gewees? Hoekom het hy by SARS gewerk en hy die jy weet, belasting ingevorder en dis dit. Hoekom is almal nou so kwaad vir hom daaroor? Kom ek vertel vir jou baie vinnig hoe dit gewerk in die Romeinse ryk. So dit was 'n vast gebied gewees wat die Romeine geroel het en hierdie Romeinse gebied was in verskillende provinsies gewees. En wat dan sou gebeur het is die Romeinse ryk sou sy Romeinse citizens gekry het, gewoonlik die meer welgestelde mense, en hulle sou dan hierdie provinsies wat hulle gehad het, sou hulle verdeel het en dan van hulle Romeinse burgers gesê het, ons gee 'n paar tenders uit om belasting in te vorder. Maar jy moet ietsie betaal vir die tenders. So, hoe meer jy betaal, dan sal jy die tender kry. So hulle dan hierdie tenders het hulle dan uitgereik aan hierdie Romeinse burgers wat baie ryk was en elke provinsie was dan onder 'n persoon of 'n paar persone gewees wat die belasting moet invorder. En dan wat gebeur het is hulle moes net sorg dat Rome hulle kat gekry het, maar dan kon hulle eie voetjie bysit. Hierdie ouens wat die tenders gekry het, nee. So hulle, wat ook al hulle wou. Kan jy dit imagine? Die Romeinse regering het nie ge-worry wat hulle doen nie, solank hulle net hulle deel kry nie. Maar dan het hierdie ouens gegaan, hierdie ouens wat die tenderhouers was, en dan het hulle nou in elke local plek ingegaan, en dan sou hulle dan nou belastinggaarders soos Matteus gekry het, en vir hom gesê het, of hulle gesê het, wel ons het 'n paar 5 jaar kontrakte hierso, en ons subkontrakteer hierdie ding uit, so ons gaan nie fisies die geld insamel nie, ons soek mense om dit fisies te doen, en dan kon Matteus byvoorbeeld nou kom, en hy kon 'n geldjie betaal, en dan het hy nou 'n 5 jaar kontrak gekry by die tenderhouers. En dan het hy nou letterlik gegaan van huis tot huis en die geld ingesamel, maar hier is die catch. Hy het ook 'n ou voetjie bygesit vir al sy moeite. En die Romeinse regering het ook nie ge-worry wat sy ou voetjie was nie. So kan jy imagine die mense hoeveel belasting hulle moes betaal. So hulle moes actually belasting in die Romeinse ryk betaal. Dan moes hulle die tenderhouers se geldjie betaal. Dan moes hulle die belastinggaarders se geldjie betaal en daar was belasting op alles. Daar was erfbelasting, daar was grondbelasting, daar was padbelasting, daar was brugbelasting, daar was hawebelasting, daar was wynbelasting, daar was graanbelasting. Dis soos vandag. Daar was alles gewees. Okay? Julle weet, julle kan relate met hierdie prentjies. Op iedere ding het almal hulle kat bygesit.
So hierdie belastinggaders het baie vinnig, baie ryk geword. Dit was 'n lucrative business gewees in daai tyd, nee. Dit was awesome gewees, behalwe vir die mense wat dit moes betaal. So dis hoekom hulle gehaat was, dis hoekom hulle outcasts was, dis hoekom hulle as boere vernekers gesien was, die mense wat niks mee te doen wil gehad het. En dit was so erg gewees, hulle het hulle selfs van die godsdienstige lewe uitgesluit. Hulle het nie tempel toe gegaan nie, hulle het nie offers gebring nie, hulle wou nie naby die tempel sien nie, niemand wou enigiets van die mense weet nie, hulle is uitgesluit uit society uit. So daar's Matteus vir jou. En teen hierdie backdrop kom Jesus. En hy stap na hom toe, wat het ons gesien daar, in die tollhokkie, hy stap na hom toe, daar waar Matteus lekker sit in die tollhokkie by die see van Galilea, by Kapernaum, is soos 'n hawestad gewees, en Jesus loop na hierdie dude toe, hierdie skam, en Jesus sê vir hom die volgende woorde, volg my. Nou as 'n rabbi kon Jesus vir hom baie ander goed gesê het, né? As 'n godsdienstige leier kon Jesus baie goed vir hom gesê het. Wat sou jy vir Matteus gesê het? Jy weet, ja, jy het my ma se tek so hoog opgesit, die kos uit haar mond uitgevat, en oom so en tannie dit, né? Wat sou jy vir hom gesê het? Jesus kon hom toe gestap het en vir hom gesê het, weet jy Matteus, sies, skaam jou, weet jou ma jy is hier boetie, wat's fout, né? En dink jy jou ma sal trots wees op jou? Of weet jy, kon dalk 'n meer diplomatiese approach, meer godsdienstige approach gevat het, en gesê het, weet jy wat, dit is vir my verskriklik wat jy besig is mee. Al wat ek vir jou kan sê, is ek kan nie wag vir die dag dat jy vir jou 'n pakkie charcoal vat en gaan braai nie. Wat ek vir jou kan sê. Of nog meer geestelik, weet jy wat, hier is een wat die Christene doen. Weet jy, ek bid vir jou, ons kan net bid. Is net die Here wat jou kan help. Al wat ons kan doen is bid. Sanitize en bid, is al wat ons kan doen. Jesus kon baie gesê het, né? Baie gesê het. Maar hier kom Jesus, en Jesus sê vir hom, volg my. Kan jy imagine wat die disciples se reaksie was? Onthou, Petrus en al die ander disciples het Jesus klaar geroep voor hom, nie? Hulle is deel van die crowd, dis 'n groep mense wat saam met Jesus beweeg. Kan jy imagine wat hulle moes sê? Hulle soos, wag, wat? Jesus, volg jou? Ek maak jy 'n joke? Is dit 'n grap? Ek meen, as jy 1 April, dis 'n grappie. Dit moet 'n grappie wees, want jy roep hom om jou te volg, maar dit beteken hy gaan saam ons moet uithang heeldag. Okay, ons gaan saam eet in dieselfde binnekring en dieselfde gedoen. Nee, weet jy wie is hierdie man? Verstaan jy wie hy is? Jy kan hierdie ou roep nie, hierdie ou is 'n berigte ou, ons gaan die moeilikheid kry, hulle gaan tire slash, die mense van die dorp. Jy kan hierdie ou saam met ons nooi nie. Jy kan hierdie doen nie, dis crazy. Maar Jesus besluit nog steeds om hom te nooi. En dit was baie crazy gewees. Want wanneer 'n rabbi iemand genooi het om hom te volg, was dit 'n big deal in daai tyd. Dit was nie 'n ligtelike ding, dit was nie vat 'n paar daggies af van die werk af nie. Dit was 'n big deal gewees as Jesus iemand gevra het, of enige rabbi iemand gevra het om hulle te volg. Want almal wat rabbi geken het, het geweet, hierdie ou sien potensiaal in jou. Hierdie ou sien dat jy moontlik soos hy 'n rabbi kan word. Hierdie ou sien, hierdie is eerste span materiaal, hierdie is A-lys kandidaat tipe persoon hè. Dis wat hierdie rabbi raak sien. En dit is glad nie wat Matteus was nie. Dis glad nie enigiemand Matteus gesien het nie. So hulle het geweet, toe Jesus hom roep en sê, volg my, toe roep Jesus hierdie scum of the earth, om in sy binnekring in te kom, om deel van sy tribe te word, om deel van sy clan te word, om deel van sy groepie te word, en dit was super ongemaklik vir hulle gewees, glo ek. Dit was nie nice gewees nie, want rabbies het nie mense soos Matteus geroep nie, deel te word van hulle koor nie. Rabbies het dit eenvoudig net nie gedoen nie. Maar weet julle wat het my regtig verbaas van hierdie skrifgedeelte? Kan ek vir julle sê wat bou my uit? Is hoe Jesus hom geroep het. Kan ek vir julle sê wat is my mind blowing hierdie? Dat Jesus by hom kom staan en Jesus sê vir hom, net volg my. Jesus gee nie vir hom 'n checklist nie. Jesus gee nie vir hom 'n lysie om af te merk, soos daai enetjie wat jy het. Jesus gee nie en sê vir hom,
Jy moet eers hierdie goedjies doen nie. Jesus sê nie vir hom, luister, weet jy wat, jy moet jouself eers bekeer, moet eers jou lewe verander, jy moet eers bykom in die lewe, jy moet eers jou taxi in 'n rou kry en jou saak uitsorteer en al jou goed regmaak, en weet jy wat, dan kan jy my volg nie. Ek meen, baie lazy checkbox Christene sal wel gehad het, Jesus moes vir hom gesê het, luister, doen jy eers hierdie, fill in the blank, en dan kan jy my volg. Baie mense sou wel gehad het, Jesus moes vir hom gesê het, luister, weet jy wat, ek wil hê jy moet my volg, maar ek gaan jou 2 weke gee, hier is 'n lysie, en weet jy wat, dan moet jy gou 'n paar goedjies regkry, en weet jy wat, oor 2 weke is ek terug, ou maat, en as alles getik is, yes, dan is dit reg, kan ons gou teken, en dan gaan jy saam met my. Dis wat my die meeste verbaas van die hele encounter. Verstaan jy wie Matteus was? Jesus sê vir hom, volg my, sonder T's en C's, sonder checklists, sonder voorwaardes. Jesus sê net volg my. Wat is Matteus se reaksie? Hoe reageer hy? Matteus het opgestaan en Jesus het 'n disipel geword. Hy staan op uit die tollhokkie uit en hy stap agter Jesus aan en hy word sy disipel. Hierdie is net vir my ongelooflik. En ek wonder of het Jesus geweet dat hy Matteus die vraag gevra het wat hy weet hy gaan voor ja sê. Want as hy dalk vir 'n ander vraag gevra het, jy moet eers dit en eers dat en eers die blanks in van die lysies tik, dan wonder ek of sou hy ooit ja gesê het, sou hy enigstens bereid gewees het om in te koop en dit so. Jesus vra hom 'n vraag, glo ek, wat Jesus geweet het hy voor ja gaan sê. Ek wil dit baie kategories staaf vandag en ek wil jy moet mooi luister. Dit beteken nie dat Jesus okay was met sy leefstyl nie. Dit beteken nie dat Jesus aanvaar het wat hy gedoen het nie. Dit beteken nie dat Jesus 'n blinde oog gegooi het nie. Dit beteken nie dat Jesus sy standaarde of sy heiligheid verlaag of enigsins verminder het nie. Dis glad nie wat hierdie beteken nie. Wat hierdie wel beteken is dat Jesus as die seun van God, wat alwetend is, het geweet dat as hy vir Matteus gaan vra om hom te volg, en Matteus ernstig daaroor is om hom werklik te volg, dan sal hy iewers begin ophou doen wat hy doen. Hy sal moet ophou doen waarmee hy besig is. Hy sal moet begin doen dit wat Jesus wil hê hy moet doen. Hy sal moet bereid wees iewers along the line om sy hele lewe vir Jesus af te lê. Jesus het geweet, as hy my volg, gaan hy iewers sy kruis moet opneem, agter my aan moet kom en homself moet verloon. Dit gaan iewers moet gebeur. En as dit nie gebeur nie, dan gaan hy iewers ophou om Jesus te volg. Maar as hy aanhou om Jesus te volg, it's gonna happen. So wat vir my so amazing is van hierdie gedeelte, en wat ons, soos ek sê, vir die res van die reeks oor gaan gesels, is dat hierdie uitnodiging tot volgelingskap, om 'n follower te word, sommer net soos jy is 'n uitnodiging wat jy reg deur die 4 evangelies sien. En daai uitnodiging word vir alle mense gegee, oud en jonk, ryk en arm, mans en vrouens, word vir almal gegee. Godsdienstig, sondaars. En weet jy wat? Uiteindelik kon mense dan besluit het om saam met hom te gaan of nie, want hierdie uitnodiging is nie 'n uitnodiging tot 'n checklist nie. Dit is nie 'n uitnodiging tot boksies aftik nie. Dit is nie 'n uitnodiging tot 'n lys goedjies doen nie. Dit was 'n uitnodiging tot verhouding. Dit was 'n uitnodiging tot volg. En daai uitnodiging gee Jesus vir ons reg deur die Nuwe Testament. So dit maak nie saak hoe oud jy is, geestelik of fisies nie. Hierdie is die ware prentjie van 'n kind van God wees. Die Christelike lewe is om Jesus te volg. Kan ek dit weer sê? Die Christelike lewe is 'n lewe wat Jesus volg. Nie 'n lewe wat checkboxies aftik of lysies afmerk nie. Die Christelike lewe het niks te doen met hoeveel jy weet nie. Die Christelike lewe het niks te doen met hoeveel gawes jy het nie. Die Christelike lewe het niks te doen met hoe die gawes deur jou opereer nie, of hoe jy die 10 gebooie volg, of hoe lank jy 'n Christen is nie. Die Christelike lewe het nie eens eintlik vreeslik veel te doen met die feit dat jy jouself 'n Christen noem nie. Want Christen beteken enigiets in vandag se lewe. Het jy dit al agtergekom? Ja, enigiets en enigiemand is 'n Christen. Ek het al mense wat Christene sê dit as Christens, ek sê wow, nee, ek is eerder 'n Boeddhis voor ek so 'n tipe Christen is, verstaan?
So dis nie eens daai woord self nie. Al wat saak maak uiteindelik, of kinders van die Here, is hierdie vraag wat ek jou nou gaan vra. Is jy reg vir hom? Is jy reg vir hom? Volg jy Jesus heiliglik en aktief? Ek vra nie hoeveel weet jy nie, ek vra nie hoeveel keer 'n maand kom jy kerk toe nie, ek vra nie hoe baie gawes het jy en wat se experiences jy gehad het nie, ek vra dit nie. Ek vra vandag, volg jy Jesus heiliglik en aktief? Jy moet vir 'n oomblik daaroor dink. En dit is die kern van Christianity. En nie mag dalk mense wees wat besig is om in hulle kop met my te argumenteer hieroor, te sê maar. Jy mag dalk mense wees wat sê, my hierdie ding sit glad nie lekker op my ore nie, ek hou nie daarvan nie. Of weet jy wat, het ook nie baie lekker gesit op die checkbox, godsdienstige mense in Jesus se tyd nie. So kom ons gaan aan, wat gebeur nou? Jesus by die tollhokkie, en hier is die volgende gedeelte, lees dit saam met my. Matteus het 'n groot ete aangebied, en werklik waar, baie van sy medetollenaars en ander berugte sondaars het gekom en die tafel met Jesus en sy disippels gedeel. En ek is soos, okay, so ons is een oomblik by die tolhokkie, en die volgende oomblik is ons by Matteus se huis, en daar is 'n sondaarsparty aan die gang. Okay, so dis basically wat daar gebeur. Nou weer eens, sit jouself gou weer in die skoene van die disippels. Imagine dit nie. So die disippels het dalk miskien begin nou kei raak met die gedagte dat Matteus nou deel van hulle groepie gaan word en saam hulle gaan uithang en deel is van die binnekring. Maar nou kom Jesus en hy sê so, right, ons gaan vanmiddag na Matteus se huis toe. Ons gaan 'n bietjie daar eet en ek dink almal het weer daar so geprotesteer. Ek sê, ag nee, kan hy nie net deel wees vir hoekom na sy huis toe? Hy's een van die ergste mense in die dorp, nou gaan eet ons by hom. Hoekom klim ons net saam in die bed en vra hom vir 'n slaaptydstorie te lees? Dis verskriklik. Jesus, kan ons eerder asseblief in die woud gaan sit in 'n sirkel en Kumbaya my Lord sing? Kan ons 'n Bybel vasvra doen? Dit sal lekker wees. Kan ons share oor waar is ons almal geestelik? Kan ons asseblief nie na hierdie ou se huis toe gaan nie? Dis Dodge, daar's verskriklike weird mense daar, so dis weird. Asseblief nie. Maar hulle gaan na sy huis toe. Hulle gaan na hierdie ou se huis toe. En almal wat by daai party was, is almal teen wie die disippels se ouers hulle gewaarsku het. Al daai mense is daar, so dis weird mense. En almal daag op en die partytjie begin. En ek glo nie hulle wou daar gewees het nie. En ek weet nie hoeveel agtergekom het hierdie evangelies nie, maar hierdie is nie 'n nuwe ding nie. Jesus het hierdie nogal 'n paar keer gedoen. Onthou iemand vir Saggeus? Onthou julle hom? Die kinderbediening, Saggeus was 'n klein man en 'n baie, ek ken daai storieetjie, né? So, ja, Saggeus. Wat sê Jesus vir hom? Klim uit die boom uit. Hou op boom klim, is nie 'n lekker dag vir boom klim uit. Kom ons gaan na die huis toe, ek gaan by jou eet. Weer eens 'n sondaar. Jesus sê dit vir Matteus. Die vrou by die put sê, gooi vir my 'n drink. Dit was water by the way, windpomp sherry. Hy sê, gooi vir my dat ons bietjie gesels. En hulle deel eers met mekaar daarso voordat hy, verstaan jy? Dit is wat Jesus gedoen het. En as jy my nie wil glo nie, of weer eens, as hierdie nie lekker met jou sit nie, gaan vat jou Bybel en lees die evangelies. Wanneer laas het jy dit by the way gelees? Gaan lees dit. En ek hoop jy love hierdie verhaal vandag, sodat jy huis toe gaan en gaan lees en sê, laat ek bietjie self gaan lees of hierdie ou die waarheid praat nie. Gaan doen dit asseblief. Selfs al is jy nie 'n kerkmens of 'n Christen of enigiets, jy gaan lees dit. Jesus het hierdie nogals gereeld gedoen. En nou vra mens jouself die vraag, hoekom het hy dit gedoen? Hierdie rabbi, hoekom het hy homself blootgestel aan sulke crowds? Hoekom het hy homself blootgestel aan sulke mense? Hoekom sou hy dit doen? Kom ek sê vir julle wat ek dink. Jesus het geen moeite ontsien om die relational drawbridge afgesak te hou na mense toe nie. Nou julle Shrek die storie, was ons daai kasteel met die deur wat so afsak, val hy so, nou kan jy in die kasteel ingaan, of hy word opgetrek. Nee, gewoonlik mos 'n riviertjie of 'n ding so rondom die kasteel. Jesus het alles gedoen om daai relational drawbridge afgesak te hou na mense toe, om 'n verhouding met mense te bou. Hy was bereid gewees om homself in sulke kontekste te sit.
Hy was bereid gewees om homself bloot te stel aan hierdie awkward goed, om bloot te stel aan mense wat glad nie soos hy was, gedink het, geleef het nie, om daai drawbridge af te sak. Selfs al sou dit sy reputasie gekos het, en dit het ook. Die Fariseërs het hom naderhand genoem, vriend van sondaars, friend of sinners, is een van sy official name. Hy sou eendag iets doen om daai brug afgesak te hou na mense toe. En dis hoekom hy Matteus se huis was. Kan ek net vir julle sê, belastinggarders, soos ek nou gesê het, was next level sondaars. Gewone sondaars het nie eers daar gaan uithang nie. Dis net ander belastinggarders wat saam uitgehang het daar, so en 'n paar outcasts. En dan natuurlik Jesus en sy disippels wat daar aan die tafel sit. So Matteus het gegaan en al sy vriende genooi, al die skeie karakters van die dorp, en hier is hulle almal saam, en Jesus is in die middel van die hele scenario. Iets wat ek wil hê met optel vandag, rondom hoekom Jesus hierdie doen, wat super belangrik is vir ons as 'n gemeente, vir ons as medevolgelinge van Jesus om te verstaan en te besef vandag, is dit. Jesus was heel gemaklik gewees rondom mense wat glad nie soos hy was, geglo, gedink of gedoen het nie. En apparently was hulle gemaklik met hom. Is apparently gemaklik met hom gewees. Jesus, die seun van God, God in 'n liggaamlike vorm, God in 'n liggaam, het nooit sy standaarde verlaag nie. Maar het ook nooit sy neus in die lug gehou nie. Sy heiligheid, een van sy absolute eienskappe was, het gemaak dat hy nooit sou deelneem aan daai praktyke nie. Hy sou self nooit sonde gedoen het nie. Hy sou nooit 'n sondaar geword het nie, nooit sonde gedoen nie. Ek wil hê, dit is belangrik, as jy sit vandag en sê, yes, môre gaan ons bar toe, ek gaan 'n bietjie 'n paar mense wen vereer. Jy hoor my nie reg nie. Jesus het intentioneel soontoe gegaan met 'n missie, om met mense verhouding te bou, en die uiteinde van daai verhouding was gewees, om hulle in te nooi in relationship met hom, sodat hulle werklik waar deel van God se koninkryk kan word. So sy heiligheid het gemaak dat hy nooit deelgeneem het aan sonde nie, hy het nie dit self gedoen, hy het nie 'n sondaar geword nie, maar sy liefde vir hulle, selfde liefde wat hom aan die kruis op die kruis laat beland het, daai liefde het hom gedryf om homself te gaan tuismaak tussen hulle. En hy het 'n liefde en 'n kindness en 'n gemak uitgestraal, dit het geradiate uit hom uit, dat hierdie mense somehow gemaklik by hom gevoel het. Ek onthou net toe ek klein was in die dominee het in ons huis kom kuier, dit was terrible awkward geweest. Ons het in die sitkamer gesit en dan die dominee daar aangekom en ja dominee, nee dominee, en dat hy maar gesê, dankie, gaan speel. Kyk, dis reg, ons sal nou alleen met die dominee aangaan nie. Het was awkward as die dominee gekom het, ek hoop nie is vandag meer so nie. Anyway, ek was nog nooit in 'n sitkamer met tee en kristaltafels. Maar anyway, Jesus was gemaklik en hy het liefde geradiate, hy het kindness na die mense toe geradiate. Wat vir my interessant is mense wat niks soos Jesus was nie, was mal oor hom. En hy was mal oor hulle. En hy het geen moeite ontsien en kostes om by hulle te wees nie. En julle, is hierdie nie net 'n powerful gedagte nie, dat Jesus, God in die vlees, wat alles weet, wat mense se harte sien, wat mense se intensies sien, wat mense se gedagtes sien, wat alles kan sien binne mense, dat hy kies, met alles in ag geneem om vir daai mense soos Matteus te sê, volg my. En dat hy intentioneel kies om tyd saam met hulle te gaan spandeer. Is dit nie amazing nie? Hy wat alles weet, die seun van God. Nou needless to say, die Fariseërs het hierdie nie gevang nie. Wat gebeur? Toe die Fariseërs dit agterkom, want hulle het taps op Jesus gehad. Hulle het eye in the sky gehad. Hulle het heeltyd opgehou wat Jesus doen. Is hy besig om die code of conduct van rabbi wees af te tik. Toe die Fariseërs agterkom dat Jesus by 'n sondaarsparty is.
Wat doen hulle? Hulle besef, ons moet gaan vir onsself kyk of is dit so. Ons moet intervene. Wat doen hulle? Hulle gaan soontoe, dink ek, en hulle het obviously nie uitnodiging gehad nie. En as fariseërs was hulle gesanitize teen sondaars. So hulle sou nie in die huis ingegaan het nie. So ek glo die Bybel sê dit, Matteus sê dit nie, maar ek dink hulle het dalk al buite gestaan. So half ingeloer in die huis in. Okay? Terwyl Jesus en die disippels in die middel van hierdie nes van sondaars om die tafel sit. En dan gebeur die volgende. Hulle sê, en interessant, hulle vra dit nie vir Jesus nie, hulle vra dit vir die disippels. So vra hulle vir Jesus se disippels, hoe kan julle leermeester met sulke immorele karakters saam eet? Hoe kan julle dit doen? En ek weet nie of hulle self lekker geweet het hoekom hulle daar is nie, want hulle antwoord hulle nie. Ek dink hulle sou dalk gesê het, dis 'n baie goeie vraag. Die enigste goeie vraag is die een wat nie gevra word nie. En weet jy wat, ek dink as mens hierdie situasie benader, jy weet, en net omvattend kyk, jy weet mens as jy sulke antwoorde gee. Jy sien altyd politicians gee sulke antwoorde, sê baie maar sê niks nie. En dis wat hierdie mense sê, hulle is heeltemal gevloor gewees met die feit dat Jesus daar eet. Hulle kan nie glo dat Jesus daar eet nie. Ek dink hulle het by hulle self gedink, maar hoekom eet Jesus nie saam ons nie? Hy is 'n rabbi, ons is skrifgeleerdes, kom na 'n skrifgeleerde party toe, eet saam ons is mos mense wat like-minded is. Ek dink hulle het ook self gevra, hoekom hou hierdie mense van Jesus en nie van ons nie? Soos Timon en Lion King, what's going on here? Okay, wat gaan aan? Hulle was te mekaar, hulle het nie geweet wat om te doen nie. En hulle besluit om nou maar reguit hierdie vraag te vra. Okay, hoekom eet julle saam met immorele mense? What's going on here? En Jesus, wat by die tafel sit, hoor hierdie, en Samuel, ek weet nie of hy uitgegaan het, of hoe dit gewerk nie, maar hy hoor dit, en Jesus respond, want hy is al wat die disciples sê. So, toe Jesus dit hoor, wat sê hy? Nee, ek sal môre by julle kom huisbesoek doen, dan kan ons ook 'n lekker partytjie, nee? Gesonde mense het die dokter nie nodig nie. Die siekes wel. Well, by the way, fariseërs, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, siek mense het 'n dokter nodig. En ek dink almal het dit gehoor. Nou kom ons gaan weer na die ander kant toe. Hier sit Matteus en al sy weird ander pelle om die tafel. En hier sê Jesus, gesonde mense het nie dokter nodig nie, siek mense het. En imagine jy was Matteus. What are you calling me? Sê ek is siek. Sê julle is siek. Hy's 'n gas in my huis, nee, ek het hom hiernatoe genooi, of ek weet nie of Jesus self gesê het hy wil kom nie, maar nietemin hy was 'n gas daar. En hier sê Jesus, hulle is siek. En voor ek aangaan, wil ek net vir 'n oomblik daar sê wat vir my amazing is hierso, is die feit dat meeste teoloë glo dat Matteus nog nie tot bekering gekom het hierso nie. Hoekom? Want Jesus praat van siek mense. Hy praat van hierdie hele bedryf van siek mense. As jy nou die oorspronklike tale daarso gaan kyk, so dit is nog nie gesonde mense daarso nie, maar Matteus het al ruk terug om begin volg. Dis baie interessant. So steeds siek mense hierso. En wat vir my ook baie interessant is daarso, is die feit dat Jesus nie enigsins skroom om vir hulle die waarheid te gee nie. Daar's 'n ander plek in die Nuwe Testament wat een van die skrywers skryf, Jesus is vol genade en vol waarheid. Dis nie of genade of waarheid nie. As jy net genade doen, is dit mampy-pampy en niks gebeur nie. As jy net waarheid doen, is dit hard en judgmental. Jesus het die tension tussen genade en waarheid presies gebalanseer. En geweet wanneer kort mense genade en wanneer kort hulle waarheid. Soos julle sien, hy skroom gat nie om daarso te sê, siek mense het 'n dokter nodig nie. Dis vir my nogal so 'n amazing ding rondom hierdie. En 'n interessante laaste ding rondom hierdie vers is wat vir my uitstaan nie, is hulle gaan Jesus nie teen nie. Matteus, obviously, as dit dalk gebeur het, sou dit dalk nie geskryf het nie, maar Lukas wat daar was en ook hierdie gedokumenteer het, en Markus wat daar was, wat hierdie ook gedokumenteer het, hulle skryf dit ook nie. Hulle gaan Jesus nie tee en sê vir Jesus, nee, maar ons is nie siek nie, ons het nie nodig nie, ons het nie 'n issue nie, ons is van sien dit nêrens nie. Want weet jy, diep binne in jouself weet jy, as jy geestelik siek is. Diep binne in jouself weet jy as jy nie op die regte pad is nie. Ek glo Matteus hulle het geweet hoe Jesus dit sê, dit is so. Het hom nie teëgegaan nie. Nie een van die ouens wat daar was, dokumenteer dit vir ons nie. Jy weet as jy ver van God af is. Dan kan ek vir 'n oomblik met jou praat vandag in 2025 in Agape se auditorium en aanlyn.
Jy weet vandag as jy ver van die Here af is. Jy weet vandag as jy Jesus nie volg nie. Jy weet vandag as jy nie eens jou eie reëls hou nie, wat nog van God se. Jy weet vandag, pa, dit wat jy vir jou seun leer, hy mag nie doen nie. Jy doen dit self. Jy weet vandag, ouer, dit wat jy vir jou dogter sê, hulle moenie doen nie, en wat die waardesisteem is, jy doen dit maar eintlik self al jy nie sien nie. Jy weet vandag diep in jou hart, you don't practice what you preach. Jy weet vandag, you don't walk the talk. Jy weet dit. Jy het nie 'n dominee of predikant nodig om dit vir jou te sê nie. Jy weet dit. Jy weet dit nou. En dalk sê jy miskien, maar Dawie, dis hoekom ek nie die Here wil volg nie. Ek weet Jesus hou nie van my nie, ek weet hy is kwaad vir my, ek weet it's not worth it, dit kan ek vandag vir jou sê, as dit jy is wat daai diep wete binne in jou het, uiterlik tik jy al die boksies, jy het 10 uit 10 en nou vir jouself gegee op haar lys, maar diep binne in jou weet jy, I'm not a follower, I'm a pretender, oh yes, I'm the great pretender. Dan sê Jesus vandag, jy offend my nie, jy sit my nie af nie, jy maak my nie kwaad nie, ja die sonde doen, die verkeerd sit my af en offend my, maar jy die sondaar, ek het gekom vir mense soos jy. Ander gedeelte lees jy, hy sê, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Almal ken Johannes 3 vers 16, maar ken Johannes 3 vers 17? Wat sê, ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, om die wêreld te red. Hy sê vir jou vandag, ek het gekom vir jou, vir mense soos jy. Ek het gekom vir jou. Ek gaan nie aanvaar wat jy doen nie, ek gaan nie saamstem met jou lifestyle en jou keuses nie, maar ek het gekom vir mense soos jy. Lukas, wat ook daar gesit het in sy evangelie, hierdie hele ding gedokumenteer het, het gehoor dat Jesus iets gesê het, in Lukas 5:32 lees jy dit. En Lukas skryf dit, hy het hierdie gehoor, Jesus sê daar by daai selfe party, sê hy, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus se woorde. So wat doen jy as dit jy is? Wat doen jy as jy 'n moderne Matteus is? Jy doen wat Matteus gedoen het. Die eerste stap wat jy moet neem, is om op te staan en Jesus te begin volg. Ja, maar wat van my lewe, wat van my keuses, wat van al die goed? Nee, Jesus sê nie, tik gou boksies, kom gou eers reg, sort gou als uit, kry jou ducks in 'n row nie. Jesus sê, follow me, volg my, dis wat jy moet doen. En soos jy in die toestand waar jy is, in die leefstyl waar jy is, in die situasie waar jy is, Jesus begin volg, word jou mure afgebreek. Soos jy hom begin volg, begin jou koue hart defrost. Soos jy hom volg, begin jy opwarm vir hom, begin al jou weerstand krambel. En soos jy hom volg, in the following, begin daar 'n verhouding met hom ontstaan. En in daardie verhouding kom al oomblik wat jy sê, ek moet my bekeer, ek moet ophou hiermee. Sê ek het geroep sondaars tot bekering. Ek moet die volgende stap neem en ek het nou saam met hom gejourney vir 'n tyd, maar die volgende stap is nou ek gaan met ophou. Soos ek nou gesê het, Jesus het geweet, hy sê vir Matteus volg my, want hy het geweet iewers as jy my volg, gaan jy met ophou hiermee. En jy gaan moet begin en jy gaan moet bereid wees om jou lewe af te lê. Dis die eerste stap wat jy neem, en soos jy Jesus volg, en jy vat die stap wanneer hy aanbreek om jouself te bekeer van jou sonde en jou verkeerde lewe en die manier hoe jy opgetree het, kom die Here en hy kom doen iets totaal niets in jou lewe. En soos jy die volgende stap neem, en die volgende stap begin hy jou verander, hy begin jou transformeer. En voor jy sien, begin jy die lewe leef wat hy jou geroep het om te leef. En maybe sit iemand hier vandag en sê, maar hoe gebeur dit? Och, kan ek vir jou sê, blootstelling aan die persoon van Jesus Christus initieer verandering in jou lewe. You can bet everything on that. Blootstelling aan die persoon van Jesus initieer verandering. En as jy blootgestel word aan hom, en hoe langer jy blootgestel word aan hom, en hoe meer sy heiligheid
en wie hy is, sy teenwoordigheid, jou omvou en binne in jou instroom, hoe meer word dit jy, hoe meer word jy soos hy. En hoe meer jy van hom het, hoe meer word jy soos hy, en hoe meer word jy en begin jy doen dit wat hy wil hê jy moet doen. Blootstelling aan die persoon van Jesus verander jou lewe, en hoe langer en hoe verder en hoe meer jy blootgestel word aan hom, hoe meer gaan jy verander, want hy is die epicentrum van heiligheid, Christ in me is holiness. Hoe meer jy van hom het, hoe meer word jy soos hy. Langer jy saam met hom wandel, hoe meer word jy soos hy. En hierdie proses het klomp stappe wat geneem word. So, hier is die ding wat ek wil sê vir almal wat sê, maar tog is dit 'n lewensstandaard. En tog is daar die vrug van die Gees. Ek stem saam met jou, maar hierdie moet jy weet vandag. As gevolg van verhouding met Jesus, verander jou gedrag. En doen jy die regte goed. Jou regte gedrag en jou regte leefstyl is altyd 'n resultaat van die regte verhouding met Jesus. Dis nie die resep vir verhouding met Jesus nie. Die gedrag vloei uit die verhouding uit. Anders gaan dit net aangeplak wees, dit gaan lysies wees, en is eintlik maar fariseerisme. Is eintlik basically. So regte gedrag is altyd die gevolg van 'n regte verhouding, en nie die resep vir een nie. It flows from that. It flows from that. So ek glo Matteus het geweet dat hy nie reg is nie. Ek dink die mense wat daar gesit het, het geweet dat hulle reg is. Nee, moes dit geweet het, want hy het later een van Jesus se grootste volgeling, hy het een van die Nuwe Testamentiese boeke geskryf. Hy het dit geweet. En net die following van Jesus het dinge in sy lewe verander. En ek wil hê jy moet 4 kort goedjies weet vandag rondom Jesus se uitnodiging om ons te volg voor ek vir ons gaan afsluit. En hierdie vat dit mooi saam wat Jesus se uitnodiging behels vandag om hom te volg. Die uitnodiging tot volg. Eerstens, om 'n sondaar te wees, diskwalifiseer jou nie. Dis 'n voorvereiste. Dit diskwalifiseer jou nie van Jesus se uitnodiging om te volg nie. By the way, almal wat Jesus geroep het, was aanvanklik sondaars gewees. Hy het nie eers gesê, kry gou jou lewe reg, sort gou alles uit en dan kan jy my volg nie, glad nie. Hy het nie eers gevra vir 'n commitment om te verander nie. Geweet it's gonna happen if you follow me. So as jy sonder is en sê, ek weet nie, dit is nie vir my nie, dit is vir jou, dit is 'n voorvereiste vir jou. Tweede een, om 'n ongelowige, nie Christen, dalk sê jy nie Christen, gewees diskwalifiseer jou ook nie. Nie een van Jesus se vroegste volgelinge het aanvanklik geglo nie. En by the way, hoeveel keer in die evangelies praat Jesus nie met hulle oor ongeloof nie? Gaan lees die evangelies. Hoeveel keer in daai tyd wat hy saam met hulle journey, praat hy nie oor hulle ongeloof nie? Soveel keer. Meeste van het eintlik eers werklik begin glo na die opstanding, na 3 jaar van volg. En toe was daar nog een gewees, onthou julle wat was sy naam? Ongelowige wie? Ja, sy naam was ongelowige Thomas, na die opstanding. Okay. Wil jy moet gou kyk na al die mooi lieflike Christene hier om jou. Kyk na al die pragtige Christene hier om jou. Kyk gou rond. Kyk wie sit om langs jou. Weet jy wat, kan ek vir jou geheimpie vertel vandag? As die pastor van hierdie kerk, almal twyfel soms. Elke een wat hier sit was in 'n lewe op 'n plek wat hulle ongeloof gehad het. Is God regtig daar? Gee hy om, bestaan hy? So welkom by die Twyfelaars Anonymous. Jesus, okay, Thomas, almal volg my net. Hou net aan om my te volg. Derde een. Die uitnodiging om te volg is 'n uitnodiging tot verhouding. Nie tot religion nie. Nie tot checklists nie. Nie tot lysies nie. Tot verhouding. Jesus het eers gaan fellowship saam met Matteus in sy huis om die tafel tot verruklike aanstoot van die Fariseërs. En toe het verhouding geflou en verhouding het begin. En die laaste ene is om te volg, forceer my om te fokus op waar ek is in plaas van waar ander nie is nie. Die oomblik wat jy ophou volg, dan begin jy worry oor waar ander mense nie is nie. Sy is nie, nog nie daar nie, en hy is nie daar nie, en daai ene dit en daai ene dat. As jy volg, is jy so besig om te fokus op jou verhouding met die Here, op jou next step geestelik wat jy moet neem, om dit wat hy vir jou sê, om nader aan hom te kom, meer van hom te ervaar,
dat jy nie worry oor wat iemand anders nog nie gedoen het en waar hulle nie is nie. En Fariseërs het hierdie ding gemis, daar was geen volg nie, is geen verhouding met God nie, daarom het hulle die heel dag besig gewees om te kyk waar ander nie is nie. En die oomblik wat ons as 'n kerk ophou volg, en ek vir julle dit sê vandag, word ons 'n Fariseër fabriek. Ons gaan die Fariseërs so uitstoot uit hierdie kerk uit. Want ons ophou om te volg. Ek sluit af met Jesus se laaste woorde in hierdie gedeelte wat hy sê. Nadat hy sê, ek het siek mense die dokter nodig, nie die gesondes nie, sê hierdie woorde vir die Fariseërs. Gaan leer wat dit beteken as die skrifwoord sê, ontferming is vir my baie belangriker as offerhandes. Ek het gekom om sondaars na die koninkryk te nooi, nie mense wat dink dat hulle alreeds goed genoeg is nie. Kan julle dink hoe moes hierdie die Fariseërs omgekrap het? Hy sê vir hulle, gaan leer wat Hosea 6 vers 6 beteken, want hy quote Hosea daar. Dit is al wat hulle die heel dag gedoen het, is hulle het gesit en leer en hulle was goed en lysies getik, is al wat hulle gedoen het. Natuurlik weet hulle wat Hosea 6 vers 6 en Jesus sê, gaan leer wat dit beteken. Maats, gaan terug. Wat is die punt wat Jesus hier maak? Die laaste punt wat ek wil maak vandag, en dit is dat Jesus is nie tevrede om saam met mense te sit en uit te hang wat al die regte goed sê en al die regte goed doen en al die regte lysies aftik en net deur die emotions gaan nie. Hy wil partner, hy wil kragte saamsnoer met mense wat dit doen, regte goed sê, dink en doen, al daai goed, hy wil kragte saamsnoer sodat ons kan uitgaan en mense wat nie die regte goed doen nie, nie die regte goed sê nie en nie die boksies tik nie en hulle gaan nooi en hulle gaan intrek en bemoeienis gaan maak met hierdie mense. Dis wat hy wil hê. As jy in 'n Agape gemeente is, as jy hierdie as jou geestelike huis sien, dan praat ek vandag met jou. En as jy 'n Christen is vandag, en hierdie is in jou geestelike huis nie, praat ek ook met jou. As jy nie 'n Christen is nie, het jy niks met jou te doen nie, ek kan nie tel hoeveel dakteels is daar, wat ook al. Maar hierdie wil ek vandag vir jou sê, is 'n baie, baie belangrike les hierin. Ons durf nie 'n kerk wees wat by mekaar kom Sondag, by mekaar kom in die week in ons verskillende groepietjies en groeigroepietjies en huddle en ons sit daar en ons doen die regte goedjies en sê die regte goedjies en ons dink die regte goedjies en tik die lysies. Maar ons partner nie met die Seun van God Jesus en sy missie na die wêreld om mense wat ver van hom af is, mense wat anders as ons is, mense wat anders as ons lewe, mense wat nie die regte goed dink doen en sê nie lysies tik nie om hulle te engage nie. Ek wil as pastor van die kerk vir jou sê, ek wil nie pastor wees van 'n kerk, ek wil nie lidmaat wees van 'n kerk, ek wil nie my kinders en my vrou moet deel wees van 'n kerk wat geen passie het vir mense waarvoor Jesus 'n passie het nie. Ek wil nie deel wees daarvan nie. 'n Kerk wat voel is glad nie belangrik om met Jesus te partner, om die wat siek is en gebroken is en verlore is en pad hel toe is, mee te gaan partner en hulle te nooi en om 'n tafel saam met hulle te sit en hulle in te trek. Ek wil nie deel wees van dit nie. En ek is seker jy ook nie. En dis hoekom jy is vandag, want dis nie die tipe kerk wat ons wil wees nie. Mag ons as 'n kerk vandag sê, Here, daar is soveel Matteus al buite. Here, ons wil met u partner. Here, ons wil saam met u inkom in hierdie juk en ons wil vir u sê, as dit vir u belangrik is, dit is pretty belangrik vir u. Here, dan is dit vir ons belangrik. Here, soms wie moet ek om 'n tafel gaan sit? Hy sê dalk ek het hulle genooi. Jesus sê ek het gekom om hulle in die koninkryk in te nooi. Wie moet ek nooi om 'n koffie te gaan drink? Wie moet ek nooi na 'n diens toe? Wie moet ek nooi na 'n groep toe? Wie moet ek nooi? Die Here sal vir jou in hierdie oomblik wys wie dit is. Die Here sal vir jou wys wat jy moet doen daar. My punt is net, as dit vir die Seun van God, Jesus, so belangrik was, dat dit vir ons belangrik sal wees. Want as dit nie is nie, gaan ons onsself vind oor 'n jaar of 2 wat ons die groepie gaan wees wat buite die huis staan en met sulke judgmental oë inkyk. Totaal irrelevant geword het en ons gaan sien hoe Jesus saam met ander mense om 'n tafel sit besig om hulle te gebruik om die kingdom van God aarde toe te laat kom. We're gonna miss it. So mag die Here vir ons help.
Hier's twee dele in hierdie boodskap. Een is vir jou en een is vir ons. Dankie Here vir u kosbare woord. En dankie Here dat ons vandag kan weet dat u vir ons die voorbeeld kom stel het. En dat u wil hê Here dat ons soos u moet wees. Maar u het ons nie geroep om net lysies af te teken nie. U het ons eers geroep om u te volg. Of jy nou 'n nuwe Christen is, 'n ou Christen, 'n nuwe Christen, of jy al die triks in die boek ken. U sê vandag, volg my. En dit beteken, vat die volgende stap. En as jy aanhou hiermee, dan sal jy sien hoe jy jouself een van die dae nie meer in die spieël herken nie. En as jy aanhou om dit te doen, sal jy eventueel by my aansluit in my missie. En jy sal my join. In my grootste missie op hierdie aarde, om mense in te trek, te nooi, deel te maak, te engage, wat nie die lysies tik nie, wat anders is, wat sondaars is, wat outcasts is. Mag ons soos u, Here, hulle uitroep uit die tollhokkies uit. Mag ons, Here, in hulle huise instap. Mag ons, Here, om 'n tafel gaan sit. Mag ons u hart vir mense wys. Dit is waar kerk gaan. Ek bid dat u vir ons sal help vandag, Here. Ek bid dat u vir ons sal genadig wees. Ek bid dat iets in ons hart sal kom stir en kom doen. En ek bid dit vandag in die kosbare naam van Jesus. Amen.